Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade en vrede word vir u vermenigvuldig deur die kennis van God en Jesus, onze Here. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here deur saam te sing, Psalm 18. Psalm 18, ons sing daarvan die eerste vers as ons loflied. Geliefdes, kom ons luister weer vanoggend na die wet van die Here, soos wat hy het vir ons gegee het in Eksodus 20. So het ons die afgelope ruk ook gehoor het, toe ons die Heidelbergse Katekismus se verklaring van die 10 gebooie hanteer het, is dit ook ons reël vir ons dankbaarheid. Wanneer ons vanoggend weer die wet van die Here hoor, dan toets ons onsself weer daaraan, en ons toets met ander woorde ook ons antwoord op die genade van die Here hierdeur. Kom ons luister na die wet, en wanneer die wet ons aanspreek, is dit ook nodig dat ons dit voor die Here bely, en om vergifnis gaan vra daarvoor, wat ons dan ook na die tyd gaan doen met die sing van Psalm 25, vers 1 en vers 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, wanneer ons hierdie wet hoor, kan ons nie anders as om te erken dat ons nog steeds skuldig staan voor die Here in daardie dinge waarin ons ook hierdie wet oortree nie. Kom ons doen daarom ons skuldbelydenis deur saam te sing Psalm 25 vers 1 en vers 3. Geliefdes, aan almal wat met ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, vergifnis van hulle sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade van die Here daardeur verwerp, verkondig hy dieselfde woord, dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank as wat hy in daardie sondes bly lewe. Ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, op grond van hierdie genade wat ons van God ontvang het, kan ons vandag ook ons geloof in God drie-enig bely. Ons doen dit deur elkeen in die hart saam die 12 artikels van die Christelike geloof op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader,
vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek vandag met ons uit Jakobus 5, verse 14 tot 20. Jakobus 5, vers 14 tot 20. So net 'n inleidende opmerking oor Jakobus. Jakobus begin sy brief met die gedagte dat wanneer ons in beproewing kom of in versoeking kom, ons die beproewing van die Here moet aanvaar en moet bid vir wysheid, sodat ons dit kan hanteer. Hy begin met ander woorde sy brief met hierdie gedagte dat ons in afhanklikheid van die Here leef en dat ons alles wat goed is van hom moet afbid. In die middel van die brief in hoofstuk 4 kom hy en dan sê hy, julle het nie want julle bid verkeerd. Ons het so ruk terug daaroor gesels toe ons oor die 10de gebod gesels het oor mense wat bid en dit om dinge in hulle begeertes deur te bring. En dan in hoofstuk 5 dan kom hy met hierdie gedeelte wat ons vandag lees, waar hy weer oor gebed praat. Met ander woorde, hy omarm eintlik alles wat hy sê in hierdie brief met die gedagte van gebed en die oorwinning oor ons sonde. Hy begin met die versoekings en die beproewings wat kan lei tot sonde en hy sê bid daarvoor. Hy sluit af met hierdie gedeelte wat ons vandag lees oor die gebed van 'n gelowige wat die mag het om iemand uit die hel te red. En dis die gedagte wat ons dan nou mee hierdie brief gaan lees van vers 14 af. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. So sê die Here. Kom laat ons saam bid. Almagtige, ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, vandag wil ons U kom loof en kom aanbid as die enigste ware God. U wat die magtige, heerlike, majestueuse, heilige, barmhartige Vader is, wat U oor ons ontferm het. Ja, U wat ons geskape het om U te dien en te eer, en toe ons in ons grootste nood was, U Seun gestuur het om ons te red. U wil ons aanbid as ons Vader. Ons wil U verheerlik en U vereer. Ons wil U dien. Ons wil U naam heilig en U koninkryk laat kom. En tog vind ons in onsself, Here, soveel kere dat ons besig is met ander dinge, dat ons wil bo U wil stel. Ons naam belangriker ag as U naam. En ons koninkryke bou in plaas van om U koninkryk te bou. Daarom bid ons om vergifnis, Here, vir daardie kere wanneer ons dit doen. En bid ons dat U ook vir ons sal lei om
nie in die versoeking te kom om so te wees nie, maar dat ons heilig voor U sal lewe. Dat ons elke dag meer en meer heilig sal word deur U Heilige Gees wat ons kom vernuwe. Daarom vra ons ook, Here, dat U vir ons sal gee wat nodig is om dit te kan doen, om U te verheerlik bo alles. Ja, Here, dat U ons nederig voor U sal laat buig, en dan sal laat gaan en te gaan doen wat U wil is. Ja, Here, dat U ook vir ons die gesondheid en die krag en die middele sal gee om dit te kan doen. Ook vir ons as kerk van Christus, so sal lei deur U Gees dat ons niks anders sal wil doen as om U koninkryk te verkondig en disippels uit al die nasies vir U te maak nie. U opdragte uit te voer en U heerlikheid te verkondig. Want Here, ons is nietig en swak en ons kan nie uit onsself uit nie. Daarom smeek ons U vir U Heilige Gees om dit te kon doen. Dat Hy in ons as gemeente en as gelowiges sal werk om U koninkryk te dien hier waar U ons geplaas het. En daarom, Here, kom bid ons dat U ook deur hierdie woord ons denke sal rig op U. Ons wil sal gee om U te aanbid as die enige ware en almagtige God. Spreek, Here. U het gespreek, wil U dit ook vir ons kom oopbreek deur U dienskneg, sodat ons kan hoor en kan glo en kan lewe in U. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, uit Jakobus 5 vers 16, net die laaste sinnetjie as ons fokusteks. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Geliefde broers en susters, die wet van die Here vra vir ons dat ons uit dankbaarheid daaraan sal voldoen. Die afgelope jaar omtrent het ons stil gestaan tussen die kerklike jaar deur by daardie wet. Wat beteken elkeen van die 10 gebooie? Hoe behoort ek uit dankbaarheid daardie gebooie na te kom? En vanoggend wil ek 'n bekeerling en ons as Christene vergelyk met kinders wat moet leer swem. Hoe leer 'n mens 'n 3-4-jarige kind swem? Hulle sê vir my, dis baie makliker om babatjies te leer swem. Jy sit hulle in die water en jy hou jou hand onder hulle en hulle begin self agterkom hoe om asem te haal en daai goed. Maar 'n 3-4-jarige, as jy hom eerste keer in die water gooi, dan gaan hy spartel en hy gaan spook en hy gaan bang word. En nou kan ons vir die kinders vra, hoe het julle geleer swem? Hoe het mamma en pappa julle geleer? Die maklikste manier om so 'n kind te leer is om self in die swembad in te klim, of in die dam in te klim. En daardie kind onder sy bors vas te hou met 'n sterk hand. En vir hom te sê, sit jou koppie skuins, dat jy kan asemhaal, en skop met jou voete. En dan outomaties begin die kind die skopaksie reg kry. En sodra die skopaksie reg is, dan kan die kind begin om soos 'n hondjie te swem. Sê pappa vir hom, swem soos 'n hondjie. Maak so met jou handjies. En dan as jy weer sien, dan kan jy hom leer om vryslag te swem, jy kan hom leer borsslag swem, en as jy weer sien, het jy 'n swemmer. En eendag gaan swem hy gala, en hy doen goed. Toe die Here vir ons kom red het,
was ons kindertjies gewees. Kindertjies in die geloof, elkeen van ons. Party van ons word in die verbond grootgemaak en klein al begin ons in die geloof te groei. Maar as 'n pa sy kind net in die swembad gooi en sê swem, wat gebeur? Ons het net gesê, hy spartel en hy gaan te kere en hy kry nie asem nie en hy raak bang. En dan roep hy sy pa en hy sê, "Pappa, help my." En pappa is daar, maar pappa hou daarvan om te hoor hy moet help. Somtyds kom die Here ook na ons toe en hy sê, "Ek wil hê julle moet swem." En hoewel hy daar is, hoewel hy altyd by ons is, vergeet ons dit. En in die afgelope 10 preke oor die Heidelbergse Katekismes het ons daarby uitgekom om te sien hoe dat elkeen van hierdie gebooie vir ons te moeilik is om self na te kom. En hoe dat die Here Jesus Christus gestuur het as die volmaakte een, wat van kleintyd af kon swem, wat hierdie wet nooit oortree het nie, en in ons plek die straf gevat het, omdat ons nie hierdie wet kon oortree nie. Hy het verdrink sodat ons kan swem. Maar sy Vader het hom daar uit die dieptes van die water gaan uithaal, sê die psalmdigter, en hom op 'n rots gesit. Hy sit op sy troon, en daarvan af regeer hy. Hoewel hy gesterf het vir ons, sodat ons nie hoef te sterf, omdat ons nie die wet kan nakom nie. Want elke keer wanneer ons hierdie wet gehoor het in die afgelope tyd, het ons hierdie worsteling in onsself gehad, ek gaan verdrink. Ek kan nie hierdie wet self nakom nie. En nou kom die Heidelbergse Katekismes, en hy sluit daarby aan. En hy sê, wat is die belangrikste deel van ons dankbaarheid? Hy vra in Sondag 45 vraag en antwoord 116. Waarom is gebed vir die Christen nodig? En hy antwoord, dit is die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van ons eis. God wil alleen aan hulle wat bid en dank sy genade en sy Heilige Gees gee. Hulle wat met hartlike versigtinge sonder ophou daarvoor vra. Hoewel die Here nooit sy hand onder ons sal wegvat nie, wil hy hê ons moet dit erken dat ons hom nodig het. Gee hy vir ons in die Bybel hoeveel opdragte bid en vir julle sal gegee word. Wees soos die weduwee wat nie opgehou het om vir die onregverdige regter te vra dat hy haar saak moet aanhoor nie. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader wat 'n regverdige regter is dit nie doen nie. Sal julle as ouers, as jou kind vir jou 'n vis vra, 'n slang gee? Of as hy brood vra, 'n klip gee, vra Jesus? As julle weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, sê hy, dan sal julle Vader in die hemel, wanneer julle hom dit bid, wie julle sy Heilige Gees ook gee. Matteus 11 vers 13. Geliefde broers en susters, met ander woorde, ek kan nie die wet nakom nie. En daaroor verdien ek die oordeel van God. God stuur Jesus Christus om my te red. En omdat Jesus Christus die prys vir my sonde betaal het, kan ek nou vir ewig lewe. Maar nou kom die Here en hy sê, wie wat? Hoe gaan jy vir my sê dankie daarvoor?
As 'n kind lief is vir sy pa en sy pa sê vir hom, nou gaan jy swem, gaan hy daar op die wal staan en skree, nee, ek gaan nie. Nee, hy het mos vertroue in sy pa. En omdat hy vertroue het in hom, gaan hy saam met hom in die water in. En hy begin swem. Maar hy sê, papa, ek weet nie hoe nie. Help my. Dan kom die Here en hy kom by ons en hy sê vir ons, as jy my vertrou, as jy my lief het, en as jy vir my wil dankie sê, gaan lewe soos wat ek van jou gevra het, voordat ek Jesus Christus gestuur het. Gaan doen dit wat ek in die 10 gebooie vir jou sê. As jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar, sê Jesus. Nou, ons wil mos nou sy gebooie bewaar. Dis nie soos die heidene wat God haat en nie sy gebooie wil bewaar nie. Ons wil dit nou doen. Maar ons het agtergekom, ons kan nog steeds nie. Ons is nog steeds swak swemmers. Nou kom die Here en hy sê, hoekom wil hy van 'n Christen hê, hy moet bid? Met ander woorde, hy praat nie van 'n heiden wat tot bekering kom nie. Ja, vir die heiden wat tot bekering kom, sê hy ook, jy moet bid. Waarvoor moet hy bid? Hy moet erken dat God is, en hy moet erken dat hy verlore is sonder Jesus Christus, en daarom bid hy vir die bloed van Jesus Christus om sy sondes af te was. Maar vir 'n Christen, ons is mos nou klaar gered, hoekom moet ons bid? Hoekom moet ons die wet nakom? Dis mos wat die heidene vra. Jy kry mense wat hulle self Christene noem wat vra, ek is mos nou klaar gered, hoekom moet ek nou die wet van die Here nakom? God weet in elk geval alles wat ek wil hê en wat ek nodig het, so hoekom moet ek vra daarvoor? Nee, want God wil dat ons afhanklikheid van hom erken. God wil dat ons sê, ek kan nie op my eie swem nie. En daarom het ek die krag van God nodig om my boot te hou. Hoofstuk 1 het gesê, ag dit loutere genade, broeders, wanneer daar allerlei versoekinge oor julle kom. Want die beproewing van die geloof werk die lydsaamheid, en die lydsaamheid die hoop, en hierdie hoop beskaam nie. As julle wysheid kort kom, bid dit van die Vader, en hy sal dit vir julle gee. Maar dan moet julle in geloof bid. Het jy gehoor wat die teks sê? Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Heidene se gebede beteken niks, want God luister nie na heidene nie. Behalwe as daardie heiden erken dat hy hel toe gaan. As hy erken dat hy God nodig het, want dan is hy nie meer 'n suiwer heiden nie. Dan het God klaar sy hart verander om te erken dat hy verlossing nodig het. Maar 'n ongelowige, God luister nie na hulle nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Maar die gebed van 'n regverdige het groot krag. Met ander woorde, eers wanneer ons sy genade ontvang, wanneer ons bid vir sy genade, en dis wat die katekismes vir ons sê, God wil hê ons moet vir 2 goed bid, sy genade en sy Heilige Gees. Sy genade, sodat ek 'n kind van God is. Maar ook, elke keer wanneer ek my vertroue in hom verloor, wanneer ek op my eie probeer swem en ek begin sink, te roep, Vader, help my.
Elke keer wanneer ek agterkom, ek het alweer hier dieselfde wet wat die Here al soveel keer vir my gesê het om nie te oortree nie, oortree. En ons elkeen, broers en susters, het sekere goed waarmee ons persoonlik worstel. Of dit taal is, kom ons stel dit so, of dit jou tong is, of dit jou ore is, of dit jou oë is, en of dit jou hande is, iewers gaan jy struikel. En as jy gaan aanhou struikel, gaan jy verdrink. Maar as jy dit erken, en dit sien, en sien dat dit wat ek doen sonde is, dit gaan my laat verdrink. En jy roep uit, Vader, help my, ek wil nie so wees nie. Dan gee hy vir jou sy genade. Dan sê hy, die bloed van Jesus Christus was jy sonde af. Johannes 1 vers 8 is duidelik. Hy wat nie sy sonde wil erken nie. 1 Johannes 1 vers 8, ekskuus. Hy wat sê dat hy geen sonde het nie, die waarheid is nie in hom nie, maar hy wat hy sonde bely, God is getrou en regverdig om hom daardie sondes te vergewe en van al sy ongeregtigheid te reinig. Jou sondes is vergewe, jy het weer die genade van God ontvang. Alleen wanneer jy erken dat jy dit nodig het. Jy sien, broers en susters, gebed is 'n belydenis van geloof en van afhanklikheid. Dis om na die almagtige God toe te gaan. Hy wat hemel en aarde gemaak het, hy wat sy seun uit die dood uit opgewek het. En ons magteloosheid te gaan erken. En daarom, as ons later in die reeks gaan kom by waarvoor bid ons, gaan ons hierdie stelling ook moet sê. Alles wat God vir my die vermoë gegee het om te doen, moet ek doen. Nog steeds in afhanklikheid, nog steeds gebed. Maar ek kan nie net gaan sit en bid vir iets wat die Here vir my die vermoë gegee het om te doen nie. Maar in my magteloosheid kan ek na my almagtige Vader toe gaan en gaan vra, Here, help. As jy al kan swem, dan gaan jou pa net op die kant staan. En hy gaan vir jou afrig. En hy gaan vir jou sê, nee, jy maak daai arm verkeerd, jy skop hier verkeerd. En so maak die Here met Christene, wat al glo en wat al gegroei het in die geloof. Hulle wat al kan swem. Daarvoor sê hy, later in die Nuwe Testament, pas hy die wet, elkeen van die 10 gebooie pas hy weer toe in die Nuwe Testament, en julle kan maar gaan lees in Efesiërs, Filippense, Kolossense, Galasiërs, Romeine, Jakobus en Petrus se briewe. Hoe die Here hierdie wette weer toepas en vir jou sê, nee, jou tegniek daar is verkeerd. Maak reg. Maar hy het nie meer nodig om jou te ondersteun hier met sy hand onder jou bors nie. Want jy kan al swem. Maar ons swem nog steeds nie reg nie. Ons worstel elke dag nog steeds met ons sonde. En dit trek ons af. En dit maak dat ons gaan verdrink. En daarom het ons elke dag sy genade nodig. Daarom het ons elke dag nodig om ons sondes in die oë te kyk en God om vergifnis te vra daarvoor. Maar die ander kant van die saak is, ons kan dit nie uit eie krag uit doen nie. Ons kan nie hierdie goed self hanteer nie. En daarom, wat hy die tweede saak baie sterk op klem lê, dat ons ook moet bid vir die Heilige Gees. Ja, die Heilige Gees het in elkeen van ons kom woon en ons harte kom vernuwe en ons die wedergeboorte geskenk, sodat ons kan glo. Met ander woorde, hier is iets anders. Hierdie gaan nie oor, ek het die Heilige Gees nodig sodat ek gered kan word nie. Ek het die Heilige Gees nodig sodat ek dankbaar kan lewe. Ek het die Heilige Gees elke dag in my lewe nodig om my te help om nie sonde te doen nie. Om my te help om 'n dankbaarheidslewe vir God te gaan leef. Ons as kerk van Christus het die Heilige Gees nodig om dit wat verkeerd is reg te maak. Ons gaan dit nie uit ons eie krag uit doen nie.
En kom ons kom dan nou by die krisis in ons kerk op hierdie stadium. Ons is 'n kerk wat besig is om te verdrink. Hierdie gemeente is besig om te verdrink. En hoe gaan ons dit regkry? Ons gaan nie as ons dit self probeer doen nie. Maar as ons bid vir die genade van die Here oor die sonde wat ons in ons gemeente besig is om oorhand te neem, besig is om ons af te trek ondertoe, en die genade van die Here vir ons gegee word, dan tel hy ons op. Hy haal ons uit en hou ons hoog, sodat ons nie verdrink nie. Maar dit gaan beteken, broers en susters, elkeen van ons wat die Here regtig lief het, gaan voor hom moet gaan buig. Moet gaan smeek vir sy genade. En gaan smeek vir die Heilige Gees om in hierdie gemeente te werk. Net soos wat ek en jy elke dag moet smeek dat die Heilige Gees ons hoog sal hou. Ons tjoepies sal wees, ons armpies, wat ons in die water hoog hou. Net so. Het ons nodig dat die Heilige Gees ons in die geloof hoog hou, sodat ons nie verdrink nie. Nie in ons eie sonde afsak in die modder en die slikke nie. Maar dat hy ons uit die modder en die slikheid sal optel. En ons sal hou waar ons moet wees, totdat hy ons op die rots plaas wat Christus is. Tot die wederkoms kom. En dit vir ons gemeente ook, broers en susters. Ek en jy kan nie mense se harte verander nie. Net God kan. Net God kan in ons magteloosheid sy almag gebruik om vrede in hierdie gemeente te bewerk. Maar ons gaan moet bid daarvoor. Ons afhanklikheid van die Here erken. En dan kom en sê, Here, waar kan ek my gawes gebruik om hierdie gemeente op te bou? Hoe kan ek nou gaan dankbaar wees binne die gemeente? Jakobus het gesê die gebed van 'n regverdige het groot krag. Nie enige gebed nie. As jou saak met die Here reg, ons moet elke dag daarmee worstel, broers en susters. Elke dag. Elke dag voor hom gaan buig en gaan sê, Here, is my saak reg? Is ek regverdig? Waar ek nie regverdig is nie, maak my heilig, sodat ek heilig kan wees. Waarin het die vroeë Christelike kerk, daardie kerk wat ons in Handelinge 1 van lees, Handelinge 2 tot 10 van lees, se krag gelê? Hoekom was daardie eerste gemeente in Jerusalem en die gemeentes wat daarvan af deur die vervolging versprei is na Caesarea en Filippi en al die ander plekke, sulke kragtige evangelie draande, reddende gemeentes? Die antwoord staan daar. Handelinge 1 vers 14. Hulle het in Jerusalem gebly en hulle was by mekaar in gebed toe die Heilige Gees oor hulle gekom het. Jesus het vir hulle gesê, bly in Jerusalem totdat die Heilige Gees oor julle kom en julle sal die krag ontvang om my getuies te wees in Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Ons het daardie krag verloor, broers en susters. Ons het die Heilige Gees in hierdie gemeente nodig om vir ons daardie krag te gee.
As jy teen jou eie sondes nie kan staande bly nie, het jy die krag van die Heilige Gees nodig. En ek het dit nodig, elke dag. Hoofstuk 2, stort die Here die Heilige Gees uit, waar daar die gemeente saam, 120 mense by mekaar is, en die Here aanbid. En in hoofstuk 2 se einde dan lees ons, en die gemeente, nou 5000 mense, het dag vir dag in die tempel, en van huis tot huis by mekaar gekom, om wat te doen? Brood te breek, en die Here te aanbid. Hoeveel keer kom ons as gemeente in wijksbyeenkomste by mekaar om te bid, broers en susters? Hoe gereeld kom u saam met u familie by mekaar om te bid? Ek doen dit te min. En ek moet dit erken. George Miller het op 21-jarige ouderdom tot bekering gekom. Hy het 'n dominee geword, uit Duitsland uit in Engeland aangekom, en binne 2 jaar het hy 'n gemeente van 150 gehad, Duitsers wat in Engeland, in Londen gewoon het, en hy het die tragiese toestand van die kinders in Londen gesien. En hy het die Here gebid en gevra, Here, wat moet ek hieraan doen? En die duidelike antwoord het gekom, gee vir hulle blyplek, versorg hulle. Want hy wat na die minste van julle omsien, sal die meeste gereken word. Hy het gaan bid daaroor. Here, hoe kan ek as 'n dominee wat net op my traktement leef, hierdie verwaarloosde kinders help versorg? En die antwoord is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, laat u naam geheilig word, gee my daaglikse brood. Here, gee vir my wat nodig is om hierdie kinders te versorg. Binne 10 jaar het George Miller 4 weeshuise gehad, waarin meer as 1000 kinders versorg is. Toe hy die 3de een bou, kon hy nie genoeg fondse by mekaar kry vir die bouprojek nie. En wat het hy gaan doen? Met die kerkraad gaan praat? Nee. Hy het die kerkraad by mekaar gekry en vir hulle gesê, broers, kom ons bid dat die Here vir ons daaglikse brood sal gee om hierdie plek te bou. En hulle het begin bid. Die middele sal gee om te begin bou. En binne 'n jaar het hy hom klaar gebou. Toe sit hy met 'n huis, maar hy het nie personeel nie. En hy gaan na die Here toe en hy sê, Here, ek het personeel nodig. Hierdie kinders moet versorg word, ons is te min om dit te hanteer, ons kan nie met die personeel wat ons het dit hanteer nie. En vir 3 jaar het hy gebid vir personeel. Intussen tyd het hy en sy vrou en die paar van die ander 2 weeshuise daardie kinders versorg. En toe stuur die Here vir hom genoeg personeel. In hierdie verhaal kom ons by dieselfde punt uit as wat Jesus gepraat het oor die vrou wat na die onregverdige regter toe gegaan het. En aangehou het om te bid. En die Here vir hulle probeer leer het, as julle nie aanhou bid nie, is dit mos nie 'n ernstige saak vir julle nie. Is jou heiligmaking vir jou 'n ernstige saak? Bid daarvoor. Is ons gemeente vir jou 'n ernstige saak?
Dit beteken nie as ons vandag bid, ons gaan môre die probleem oplos nie, broers en susters. Hoor wat sê ons. Hoor wat sê George Muller se verhaal, hoor wat sê die vrou wat Jesus die gelyking van gebruik se verhaal. Hou aan tot die Here die oplossing gee. Prof. P. de Bruin het gesê, ons moet voortdurend met God kommunikeer. Ons moet met ons laat praat deur sy woord, skriflesing, prediking en sakramente. En ons moet daarop antwoord met gebed. Daarom is gebed dringend nodig as ons geloofsbande aan hom wil sterk maak en dit wil stewig hou. Naby hom wil lewe en wil sorg dat ons lewe altyd op hom gerig is. Ons kan net op een manier 'n dankbaarheidslewe gaan lei. 'n Dankbare kerk wees. Dankbare ouers wees. Dankbare kinders wees. En dit is deur die wil van God te doen. In alles wat ons doen. Maar ons kan dit net doen deur die krag van die Heilige Gees wat in die regverdige werk. Want die gebed van 'n regverdige het groot krag. Kom ons gaan swem. En ons vertrou dat hy wat vra dat ons swem, ons sal bohou. En wanneer ons voel ons sink, gaan roep ons dit uit. Vader, help my. Ek kan nie op my eie nie. Amen. Kom laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, in ons magteloosheid kom ons na U toe. Die almagtige en ewige God, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van U hande nie. Om vir ons gemeente te bid, dat U ons wysheid, insig en liefde vir U en vir mekaar sal gee. Ja, Here, dat ons mekaar sal lief hê, soos wat U ons in Jesus Christus lief het. Ja, Here, ons weet ons kan nie uit onsself uit nie. Ons het sulke gebroke, onregverdige, selfsugtige mense. Maar U, Here, kom verander ons. Wil U die selfsugheid ons wegneem en vir ons 'n liefde vir U en ons naaste gee wat ver bo ons liefde vir onsself is. Wil U dit waarin ons nog sink, waarin ons nog spartel, vir ons deur U Heilige Gees die krag gee om te oorwin. Ja, Here, wanneer die dryfsand ons insuig, die duiwel ons probeer aftrek, deur die Heilige Gees ons oplig, bo kan dit, sodat ons vry kan swem, sodat ons kan lewe om U te verheerlik. Ja, Here, ons bid vir elke een wat nog worstel en spartel in die modder, dat U Gees hulle sal optel en die bloed van Jesus hulle sal afwas soos die water ons afwas van daardie modder wat ons aftrek. Ja, want net sy bloed
kan ons daarvan afwas. En daarom vra ons, Here, dat U Gees in ons midde sal stuur, om ook U werk te kan doen, U te kan verheerlik en U te kan eer. Ons bid dit in Jesus Christus, ons Verlosser en ons Saligmaker se naam alleen. Amen. Kom ons dank hom ook met 'n lied, Gesang 234. En soos ek al in die verlede gesê het, broers en susters, die liedere wat ons in die kerk sing, is gebede. Elke lied, al is dit 'n oproep tot aanbidding, bly dit nog steeds 'n gebed waar ons saam as een in gees die Here mee aanbid. Kom ons sing Gesang 234 vers 1 en 2. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met elkeen van u. Amen.